Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie vir u guns, dankie vir u genade. Dankie vir u goedheid, Heilige Gees. Ons lê voor u neer vanoggend, gees, siel en liggaam. En ons bid dat u alleen deur ons sal spreek. U al die lof, al die eer, 'n gees van wysheid, kennis en insig. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons vanoggend. En dankie net vir die woord wat u vir ons gee, dat u dit sal oopbreek, soos vars manna vanoggend, en laat ons dit sal eet vanoggend. U woord is lewend en ons loof en ons prys u daarvoor in die naam van Jesus. Thank you Lord. Amen. Amen. So omdat ons nou juist praat van Israel en wat hulle die value op 'n lewe sit, ek het die kledingstukke hier, maar een van die kledingstukke, daar's twee, ek wil amper sê sinonieme met mekaar. Een is 'n servant, om 'n diensknegt te wees, en die tweede een is om 'n shepherd, is 'n skaap, om 'n shepherd te wees. 'n Herder te wees. So jy kan nie 'n herder wees as jy nie 'n servant is nie. So die woord sê dat Jesus is die hoofdienaar, and he's also the chief shepherd among many brethren. So ek wil vir julle, ek dink ons gaan duik vanoggend. Is julle gereed om te duik, om oop? Ons gaan teruggaan na die kledingstukke toe. Kom ons gaan net eers na Johannes 21, John 21. Okay, so ons weet dat daar's baie diere word as 'n metafoor gebruik. 'n Arend word as 'n metafoor gebruik. 'n Skaap, as ek sê 'n metafoor, dan beteken dit hulle het hom 'n simbool toegedien vir wat hy verteenwoordig. So 'n skaap verteenwoordig onskuld. Hy verteenwoordig sagtheid. So daar's baie goed. Jesus was die lam wat geslag is. Maar hy kom nie as die lam terug nie. Maar wat hy die lam was hy ook die herder gewees. Alright. So dan kyk ons na, ons is die skape van sy kudde. So as net om vir julle agtergrond te gee waartoe ons op pad is. En dan kyk ons, kom ons lees gou daar John 21:7. Therefore the disciples whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, dis nadat hy gekruisig is, opgestaan het, en toe sien hulle hom, he girt off his fisher's coat, and for he was naked. Okay, daar kom die deel weer terug. Hy's weer kaal gewees, hy's naak gewees. Maar hy het 3,5 jaar saam met hom geloop. En eintlik moet hy geklee wees, nee. And he did cast himself into the sea. So ons sien hierdie proses waardeur Petrus was. En ons nou 21 vers 15 sê, So when they dined, Jesus said unto Simon Peter, dis baie interessant dat in Matthew 16 het hy vir hom gesê, You are Peter. Maar hy was Simon gewees, maar hy word Pieter, maar hier noem hy hom Simon Peter. So hou dit net in agter julle. Simon, son of Jonah, love you me more than these? And he said, Lord, you know that I love you. So ons weet mos daai woordjie is phileo. Dis nie agape nie. Phileo beteken selfish love. En agape is unselfish, waar jy jou lewe neerlê, nee. He said unto him, Feed my lambs. Dan sê hy vir hom die tweede keer, hoeveel keer het Petrus hom verloon? 3 keer, nee. So hier gebeur het, vra hom weer. En die tweede keer vra hom, he said to him, second time, Simon, son of Jonah, love you me? He said unto him, Lord, you know that I love you, and if I phileo you. Then he said to him, Feed my sheep.
So wat belangrik is om ook te hoor is dat wie se skape is hierdie? Ja. So hier's 'n beginsel wat ons sien. Die skape behoort nooit in ons nie. Baie keer kan ons dink ek moet na die skape kyk want dis my skape. Ek het al dit baie gehoor. Ouens leiers wat sê die skape is myne, ek moet hulle versorg. Daai skape is nie joune nie. James Twine het een keer vir my gesê, ja, jy het nie jou lewe neergelê vir hulle nie. So die een wat sy lewe, ons is net die stewards van die skape. Ons doen 'n pastoral werk, maar hier is the chief shepherd. Ons moet na sy skape kyk. En daarvoor gaan elkeen van ons verantwoordelikheid vat. So waar's jy die eerste herder in jou huis? So in jou huis begin jy. So jy kan nie kom en sê ja, maar ek het nie 'n pastoral calling of anointing nie. Dan moet ons dit vinnig leer. Want jy moet jou lewe neerlê en jy word 'n herder en daar's Richie. Aliana is gebore. Hy's klaar 'n pa vir haar en hy's klaar in sy huis wat hy die pa is, hy's getroud. So hy moet die priester wees. Hy moet die servant wees, maar hy moet ook die herder wees. Hy moet ook lei. So daar begin jy. Jou gemeente is klein, jou gemeente begin in jou huis. 2 en 3. And he said to him, Simon Peter, son of Jonah, do you love me? And Peter was grieved because he said unto him the third time, do you agape me? So Jesus vra vir hom, do you agape me? Het jy my lief met 'n unselfish love? And he said to him, Lord, you know that I love you more than all these things. And Jesus said to him, feed my sheep. En dan sê hy iets hierdie volgende, hy sê, verily, I say to you, when you was young, you gird yourself and you walk whither you would. But when you shall be old, then you shall stretch forth your hands, and another shall gird thee and carry thee whither you would not go. So hy praat van Petrus se kruisiging wat nog op pad is. So een beginsel moet ons weet, maak nie saak wat jy nie. Daar's geen manier wat jy kan vorentoe gaan. Ek wil amper sê in die gees gelei word as jy nie jou lewe verloor nie. So as jy wil al kom sit, daar's 'n stoel. Alright, jy's reg. Okay, nou gaan ons in en nou wil ek die volgende vir julle, alright, Matteus 15:24. Kom ons kyk hier. Matthew 15. Nou wil ek 'n vraag vra. En dan vanoggend wil ek iets anders met julle deel. As ons hierdie verstaan, dan maak baie goed vir jou sin. Veral ons verhouding met Israel, wie's ons, wie's die kerk, wie's Israel? Okay, wie van julle het al hierdie gelees? En dan wonder jy, ek weet nie eintlik wat dit beteken. Hulle sê, but he answered, ons gaan een terug. But he answered there not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Het julle al daai gelees? En het julle al geweet wat wie is die lost sheep of the house of Israel? Is it not because he wanted to connect with the Jews first? Okay, maar nou die vraag is, wie is die lost sheep of the house of Israel? Is it die lost tribes? Okay. Hoekom ek dit sê, as ek hier ingaan, dan gaan ek vir julle hier begin wys. Sien julle links, daar staan, he answered, I am sent to the lost sheep of the house of Israel. Sien julle daar, house of Israel. Nou dink ons, huis van Israel, maar wie is die huis van Israel? Nou, daar's 'n covenant wat moet plaasvind. Hy's vervul, maar hy's nog nie heeltemal vervul nie. En hy staan in
Isaiah 31:31 en hy staan ook in Hebreërs 8 vers 8 en dan sê hy behold the days come, dit sê dit moet nog gebeur, stem julle saam, says the Lord, that I will make a new covenant. Baie sê, nee, maar hierdie covenant, die new covenant het gebeur met die kruisiging. Maar as jy Hebreërs 8:8 gaan lees, Hebreërs uit, hierdie is na die kruisiging. Finding fault, behold the days come. Sien julle, daar sê hy dieselfde in Hebreërs. Dis na die kruis. Days come, says the Lord, when I will make a new covenant, wat sê hy dan? With the house of Israel and the house of Judah. Okay, so, hoekom ek dit sê, as ons die woord lees, dan moet ons baie mooi onderskeid tref. Wanneer praat die woord, veral as jy die ou verbond, as jy die Ou Testament lees, wanneer praat hy van Israel, en wanneer praat hy van die huis van Israel? So ek wil nie confuse nie, maar hierdie is belangrik. Hierdie word nooit geleer of geteach nie. Ek het een keer met 'n persoon gesit wat 'n geestelike leier is in Suid-Afrika oor groot denominasies. Maar dit was lank terug, toe ek hierdie ontdek en hierdie begin bestudeer. Toe vra ek hom van dit. Toe sê hy vir my, ja, dis eintlik baie diep. Met ander woorde wat hy probeer sê, jy behandel dit nie eintlik met jou lidmate nie. Nou as jy dit nie hanteer nie, dan gaan hulle nooit weet nie. Ek wil gou vir julle iets vra. In dit, het julle al, hierdie is baie belangrik, veral nou wat in Israel gebeur en wat die wêreld gebeur en die goed wat hulle tussen 'n Hebreë, Israel of Israelite en 'n Jew. Ek weet nie so goed. Dis belangrik om dis eintlik belangrik om hierdie te verstaan, dan weet ons wie die Jode is, wie's Israel en wie's die Hebreëus. Ek kan sien hierso, hier is baie energie wat nou hier. Ek sou gedink die boonste twee is dieselfde. Okay. Boonste twee dieselfde. Ons gaan terugkom na hierdie toe. Ons gaan terugkom na hierdie toe. Kom ons begin net eers hierso. En ek wil julle nie van iets afvat nie, maar hierdie is 'n fondasie van wie ons is. Dis maar ons vorige een is nog gekraak, het probeer om reg kry. Vorige teaching. Kom ons kyk hier. Alright, daar sou staan nog konkreet. Daar's House of Judah, House of Israel. Stem julle saam. Want hy sê, die woord sê dit, Hebreëus, hy sê the days are coming. Wanneer is die New Covenant vervul? Toe Jesus kom en hy sê, this is my blood. Nou die vraag wat ek vra, en wat ek dink 99% kan dit mis. Hulle dink is heeltemal vervul. Maar Hebreërs 8 vers 8 sê, the days are coming, that I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Okay, kom ons kyk gou die volgende. Lukas 15 praat, weet julle van wat praat hy? Die prodigal son. Maar hy gee vir ons, onthou ons het gesê daar's vlakke in die woord. Die eerste vlak is jy lees die woord soos hy is. Daar's 'n pa en twee seuns. Die een het weggegaan en die ander een het in die huis gebly. En dan kom die ander een terug. Hy het tussen die varke gaan woon. Hy kom terug. Okay, nou kry jy 'n volgende vlak. En hy verwys na iets. Dan kry jy 'n sot. Beteken 'n mystical vlak. Dis iets wat nog moet gebeur. Jy moet in die woord inlees. Met ander woorde, wie is hierdie twee seuns? Kan hierdie twee seuns 'n ouer seun wees wat in die huis is, Juda, en 'n jonger seun, Israel, wat uit is? OK. Maak dit vir julle makliker as ek dit so om verduidelik.
Lukas 15. Probeer verstaan. Okay, dit julle gaan dit verstaan. Kom ek sê gou vir. These 12 sent forth and commandment, go into the world and go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter not. And as you preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So nou die volgende. Daar's 'n verskil tussen the kingdom of heaven and the kingdom of God. So the kingdom of heaven is 'n fisiese kingdom. Ek sal nog vir julle op 'n tyd gaan ek die verskille uitsit. The kingdom of God is in us. Hy's nou in ons met sy Heilige Gees. Nie deur krag, nie deur geweld, maar deur my Gees. Maar die fisiese koninkryk, kingdom of heaven, is Jesus. Hulle wou, hoekom het die Jode hom nie as 'n Messias gesien nie? Hulle wou gehad het, hy moet hulle kom verlos van hierdie oppression of the Romans. Hulle het 'n koning gesoek wat ingekom het. Maar daar's twee konings. Hulle noem dit Ben Joseph, son of Joseph, een. Daar's twee Messias, eintlik twee, nie twee konings, twee Messiasse. Ben Joseph, Ben David. So die een is 'n lam en die een is 'n leeu. So hulle wou die leeu sien en toe kom die lam. Okay, maak dit sin. Maar hy kom 'n tweede keer. Dan sê hy Openbaring 5:5 en hy sê he will be the lion of the tribe of Judah. Okay. So sien hy is 'n Jood want hy's from the tribe of Judah. Nou kom ek drop net iets daar. Jew kom van die woord Judah af. Onthou daar's 12. Ons gaan nou groter dink. Israel is een van die 12. Juda is 'n ander gedeelte van die 12. Ek gaan dit vir julle mooi wys. Dan sê hy daar, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. So daar's verlore skape. En as ons die koninkryk sien en die karakter eienskappe van 'n herder sien, sê ons hierdie herder gaan 99 los om een te gaan soek. Stem julle saam? Dis die hart of 'n true shepherd. Okay. Okay, nou sien ons hierdie het ek toe ek hierdie gedoen het lank terug, as dit nog Afrikaans gedoen. So Jakob profeteer oor die Gentile nasies dat Ephraim uit hulle sal kom. Ons gaan nou kyk. Nou wanneer het Jakob geprofeteer? Hoeveel jaar is dit voor die kruis? 2000 jaar. Profeteer Jakob. Nou wat sê hy? And when Joseph saw his father lay down his right hand on Ephraim, and he displeases him and held his father's hand to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head. So die oudste seun met die regterhand blessing kry. Maar toe kom Jakob en hy kry sy hande. En Joseph sê vir hom, maar dit moet nie so wees nie. And Joseph said to his father, not so my father, for this is the firstborn. Put your right hand upon his head. And the father refused, and he said, I know it, my son, I know. He shall also become. So daar's nie een wat meer is en die ander een lesser nie. He also shall become great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become, dan kyk wat staan daar, a multitude of nations. Sien julle? So hier profeteer hy, dat uit Ephraim uit, gaan die nasies kom. Nou, ek gaan net vir julle dit in Hebreëus wys. The term fullness of the nations, sien julle die woordjie daar, staan melo, goyim. Het julle al gehoor, goyim beteken Gentiles. Die woordjie goyim, dan praat hulle van goyim, is Gentiles. So, a definite article which means it relates to the noun that precedes goyim. It's the plural for goy, and thus means nations.
So Goyim beteken eintlik nations. We are descendants of Ephraim, called a multitude, and more correctly, a multitude of Gentile nations. So kyk hoe groot is hierdie, dat 2000 jaar voor die kruis kom Jakob en hy sê, uit Ephraim uit gaan 'n multitude of Gentile nations kom. Ek en jy. So nou gaan ons sien waartoe kom hierdie lost sheep. So God bring sy bruid uit Egipte uit. Hy sê, therefore you will obey my voice indeed, and I will keep covenant. Then you shall be a peculiar treasure unto me above all the people of the earth, and you shall be unto me a kingdom of priests. So hierdie sien ons weer in Openbaring 1 vers 8. Maar God se hart is dat al 12 stamme, okay, Jakob het hoeveel seuns gehad? 12 seuns. Alright. Uit hulle uit het 12 stamme gekom. Maar Vader se hart is al 12 van hulle moes priesters wees. En Moses gaan op die berg en hulle is in sonde en hy kom af en hy sien die goue kalf en die leviete staan op en hulle maak 3000 dood uit die ziel. En God sê, maar uit hierdie 12 gaan daar nie meer 'n kingdom of priests wees nie. Ek gaan net Levi vat as die priesters. Maar met die volle huis, die 12 stamme, ek gaan nog met hulle werk. Maar hulle gaan nie meer priesters almal wees nie. So hy kom trou met hulle in die woestyn. So wat gebeur het by Mount Sinai? As jy gaan kyk in Exodus 19, Exodus 24, it was a marriage covenant. Ek gaan dit vir julle nou wys. So die eerste huwelik het plaasgevind by Mount Sinai. Hy het selfs die bloed oor hulle uitgegiet. Soos wat 'n vrou wat op haar huweliksnag wat die verbond daar geseël word met 'n bloed, is dieselfde wat Jesus kom of wat God kom en hy giet bloed op hulle uit. So hy sprinkel hulle met bloed en dan kan jy duidelik sien dis die huweliksverbond het by Mount Sinai. Hy married to Israel. So ons moet een ding verstaan, okay, volgende. Het Jakob gebly of het sy naam verander? Okay. So Abraham se naam het ook verander. Abraham, toe word hy 'n covenant. Abraham. Okay. Alright. So Jakob word Israel, wrestle with God. En uit Israel uit hoeveel stamme? As ek sê stamme, kom ons met hoeveel huise? Hoeveel families? 12. Alright. So God werk met so. sien julle daar staan Abraham? Ek gaan terugkom, ek sal vir julle die teksverse gee, maar net om julle terug te bring. Okay. In die woord in Genesis, ek sal dit nou kry. Abraham was called of Abraham. Waar kom hy hier vandaan? sien julle daar staan Assyrians, Persians. Abraham word geroep deur God uit. sien julle daar staan Alright, of the Chaldeans. Hy word geroep. En as wat word hy geroep? As 'n Jood, as Israel of as 'n Hebreë? So Abraham is die eerste Hebreë. Die eerste keer wat ons die woord Hebreë, dan gaan ek dit vir julle gee, dat julle net hierdie verstaan. Dit staan in Genesis 14 vers 13. Ek gaan dit nou op die skerm sit, maar gaan vir julle lees. And there came one that escaped and he told Abraham the Hebrew. Alright. So maak dit sin. Amen. Alright. So Abraham word 'n Hebreë. Maar wat is die verskil? Nou die woord sê, we are Abraham's seed. Nie seeds nie, we are Abraham's seed. Maar in die gees. Maar luister mooi. Hoeveel seuns het Abraham gehad? Of hoeveel? Ja, kom ons kyk. Hoeveel seuns het hy gehad? Baie verstaan nie of mis dit.
So sy oudste seun was Ismael, maar dit was by Hagar. Dis nie die seun van die verbond nie. Ja. And then he had his only begotten, Isaac, the son of the promise. Stem julle saam? Okay. En dan het hy by Keturah, na Sarah, het hy nog 6 seuns gehad. Okay. Nou dis waar ek wil dit, en ek sê dit onder die bloed, dis waar baie van die moeilikheid is. Vir daar in die Midde-Ooste en baie van daai plekke en julle verstaan. Ja. Maar nou gaan ons terug na die oorspronklik toe. Almal van hulle claim. Hulle het Abraham as 'n pa. Verstaan? Dis reg, ja. Maar nou moet ons gaan kyk. Uit Abraham het Isaac gekom, son of the promise, want dis die shadow and type. Dis die vader en dis die seun. En die vader stuur die seun om geoffer te word. Dis God die Vader en dis Jesus. Sien julle die shadow en die type? Alright. Nou maak ek gaan stadig dat julle hierdie prentjie mooi sien en verstaan. Okay. Nou Isaac het 2 seuns gehad. En sy ma moet gehoorsaam wees. Nie Isaac nie, en Rebekka is die een wat gehoorsaam is, want God praat met haar, maar hy sê ook vir hulle 2 nasies gaan in jou womb wees. Okay. So in daai gaan ons praat bietjie terug. Hoe weet 2 kinders in die maag? Die een moet eerste uitkom en die ander een moet tweede uitkom. Ek drop dit net daar, ons sal later daaroor ingaan, nee. Okay. So nou Jakob kry die geboorte, maar Jakob word ook mee geworstel by Bethel, House of God. En uit daai plek gaan die engele op en af en hy word Israel. Sien julle wat nou word hy nou? The 12 sons of Israel. Sien julle daar? Want Jakob is nie meer Jakob, hy is nou Israel. So it become, hy word die 12 seuns van Israel. Daar sien ons hulle almal. Okay, een van hulle gaan vooruit, hulle verkoop hom, is 'n type of 'n tipe van Messias, Jesus, verkoop hom, slavery, hy word in die tronk gegooi, hy gaan in Egipte, en dan kom hy uit, en sy broers kom terug, en hulle kry honger, en hy gaan gee vir hulle voedsel. Stem julle saam? Hulle gaan eintlik 2 keer terug. Die eerste keer kom hy terug, dis sê nee, maar hy korte broer. Stuur hom terug. Kom terug. En hy openbaar hom aan hulle. Okay, nou hierdie openbaring, sien die Jode die Messias al raak? Sien hulle Jesus al raak? Of is hulle nog versleier? Juda in Israel. Sien hulle hom raak of is dit nog? Hulle is versleier. Hulle sien hom nie raak nie, want hoekom? Hy sê until the fullness of the Gentiles will come in. Dan Romeine 11 sê, dan gaan die weillig en dan gaan hulle hom sien. En dan gaan hulle oor hom ween, daar's in Zechariah, wanneer hulle sien sy hande is deurboor. Stem julle saam? Nou, Josef het homself aan sy broers openbaar, en toe weep hy oor hulle. So daai shadow and type kan ons deurvat. Nou kom ons kyk die volgende. Daar sien ons die huweliksverbond in 19 vers 8. Wat sê 'n vrou vir 'n man as sy voor die kansel staan en daar word 'n verbond gesluit? And all the people answered, that so spoken, en sê, kyk wat is hy woorde, wat sê hulle? We will do. Daar is die huweliksverbond. And Moses returned the words unto the people. So hy is eintlik a friend of the bridegroom. Julle weet John the Baptist is a friend of the bridegroom. So Moses is a type of friend of the bridegroom. Maak dit sin? Alright. Ek gaan bietjie vinniger, maar julle steek net, praat net is daar iets wat julle wil vra. Okay. Kontrak. It's wedding covenant. And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of the covenant
which the Lord has made with you concerning all these words. Okay, hoe weet ons in sy huwelik? Ek gaan dit vir julle nou wys. Alright. Hier gaan hierdie is 12, stem julle saam, hierdie is nog 12 stamme, gaan deur Josua, Rigters, ons gaan deur Saul, hulle wil 'n koning hê, hulle gaan deur Dawid, hulle gaan deur Salomo, the kingdom. Daar's 12 stamme. Maak hierdie visuele beeld, maak dit vir julle maklik om die lyn te verstaan. Hoekom is die rooi lyn daar? Om te wys dat die Messias moet nog gebore word. Nee, uit sy nageslag, the seed of the woman in die wat gekom het. I will bring enmity between your seed and her seed. Nou daai saadlyn is die een wat Lucifer wil, wat die serpent wil kom aanval. Hy wil die saad kom vertroebel. En elke keer kom val hy die saadlyn aan om te kyk, want hy weet iewers daarvoor moet daar 'n verlosser gebore word en hy wil dit kom aanval. Hosea profeteer in Hosea 2 vers 11 and I will also cause her all her mirth to cease, her feast days, her new moons and her Sabbaths and her solemn feasts. Nou Hosea, as jy die boek van Hosea gaan lees, gaan dit oor hierdie profeet en God sê vir die profeet gaan trou met 'n hoer. Dat ek vir my volk kan wys hoe hulle lyk. So dit gaan oor die volgende, wie het gehoereer, dan gaan ons dit sien. In een profesie sê, as daar ongehoorsaamheid is, and the Lord said, scatter you among the nations, and you shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. Hy sê few in number, so daar gaan net 'n remnant oorbly. So as jy ongehoorsaam is, word hulle versprei, as jy gehoorsaam is, word jy bymekaar gemaak. Okay, so skape in ongehoorsaamheid dwaal weg. Maak dit sin? Alright. Daar kan jy dit lees. Okay, nou moet ons volg. Hoekom ek hierdie vir julle sê, laat julle presies sien, dat ek en jy kan sien vanoggend, maar hoekom sit ons hier, waar kom ons vandaan? Want ons het dit al baie gehoor, en as jy penny drop vanoggend, dan gaan dit, wow, hierdie is groot, jy het dit nie geweet nie. So wat gebeur? Verspreiding van plaas, Salomo se koninkryk het verdeel. Wie van julle het al hierdie gedeelte gelees? Salomo, kom ons kyk, dis Dawid, Salomo, en Salomo se opvolger is 'n seun met die naam van Rehoboam. So hy sê, when it came to pass in the time when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah, the Shilomite, found him in the way, and he clad himself with a new garment, and the two of them were alone in the field, and Ahijah caught a new garment that was on him, and rent it in 12 pieces. So hy vat die mantel, hy skeer dit in 12 dele op, en hy wys 'n profetiese aksie, wat met hierdie 12 huise gaan gebeur. And he said to Jeroboam, take 10 pieces. So, Salomo se seun is Jeroboam. Hy volg hom op as koning. Dawid se huis het 12 stamme gehad. Dis 12, ons moet 12 huise gehad, 12 families. Maar, hulle is ongehoorsaam en uit hierdie uit, en hy sê to Jeroboam, take then 10 pieces, sien julle daar staan 10 stukke. Thus says the Lord, the God of Israel, I will rent the kingdom, sien julle daai woordjie, I will rent the kingdom out of the hand of Solomon, and I will give 10 tribes to you. So, Jeroboam gaan 10 dele vat
Ek het dit omgeruil. Salomo se seun is Rehoboam. Hy gaan net 2 huise kry. Maar die ander 10 gaan verdeel word. Ons gaan nou hierdie sien. But he shall have one tribe for my servant David's sake, and for Jerusalem's sake, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel. Okay, hoekom ek vir julle hierdie sê? Jesus gaan kom in die 1000 jaar, hy gaan op Dawid se troon gaan sit. As gevolg van sy verbond met Dawid, God is nie iemand wat 'n verbond kan breek nie. En as gevolg van Jerusalem en vir Dawid, gaan hy terugkom na die stad van Dawid toe, Jerusalem toe. Dit gaan nou gebeur, maar nou moet ons volg. So, intussen is God getroud by Mount Sinai met 12. Corporate. Okay, ek gaan dit so verduidelik. As ek na Werner kyk, dan is hy die bruid van Christus. Stem julle saam? James is die bruid. Nee. Kobus is die bruid. Maar wat is ons almal saam? Is ons bruide of is ons die bruid? Ons bly nog steeds enkelvoud, die bruid. So corporately, we are still the bride of Christ. Okay, maak dit sin, nee. So, hier gelde dieselfde. Israel was Vader God se bruid. 12 stamme. Want 12 van ons, elkeen kan 'n naam hê, en ons kan hom noem die huis van Kobus, die huis van Werner, die huis van Ritchie, maar hier sit die 12 seuns van Jakob nou op die tafel. Elkeen het nou 'n familie gekry, Kobus sy familie, Werner, elkeen. Maar saam is ons in een verbond in die gees met Vader God getrou. So hulle was in een gewees. Maar 10 van hulle gaan nou op. Daar het iets gebeur. Julle kan 1 Konings 11, 1 Konings 12 gaan lees, 1 Konings 13. Ongehoorsaamheid gebeur en God skeer hierdie koninkryk. Hy skeer hierdie huis. Hy gee 'n skeibrief. Vir wie gee hy die skeibrief? Vir Israel. So Israel word the house of Israel. En die ander 2 stamme wat agterbly word the house of Judah. Maak dit vir julle sin. So hier's nou twee huise. Een is Israel 10 en die ander een is Judah 2. Maar gaan dit vir julle wys. And I saw for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, and I put her away and give her a bill of divorce. Nou as hy 'n bill of divorce gee, beteken dit sy was getroud. En waar hy troue plaasgevind? By Mount Sinai. Dis hoekom die bloed en die covenant daar was 'n wedding feast. Daar was 'n goepa, daar was 'n wolk, stem julle saam. Julle kan selfs vandag gaan kyk. Mense doen troues, maak ewen in Suid-Afrika, dan sit hulle 'n goepa of 'n canopy oor die man en die vrou. Of die vroue terwyl 'n goepa. So ons sien daai selfde prentjie by Mount Sinai, hoe groot dit is en wat daar gebeur het. En hy sê, and I saw her backsliding Israel commit, but yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played also the harlot. So 2, hier sien ons, alright, daar gaan Jeroboam, sien julle daar. En hier is Rehoboam, sien jy die een het 'n kroon op, hierdie een kom uit, sien julle daar loop die rooi lyn. Het julle hom? Wat is daai lyn se naam? Juda, die huis van Juda. Waaruit moet die Messias gebore word? Uit Juda uit. Stem julle, sien julle dit? Ja. Alright. So hierdie tribes, daar lê hulle.
dit lê al die seuns. Okay, nou hier gaan nou 'n probleem ontstaan. Ek moet gou vir julle iets sê. Sien julle hier is Jerusalem. Kom ons sê daar is Jerusalem. Nou uit Jerusalem word daar offers gebring. En as jy offers bring, wat het jy nodig? Wie bring die offers? Priester. Stem julle saam? Ja. Okay. So as jy 'n priester is en jy het 'n tempel en jy het 'n lam of 'n bees of 'n duif, dan kan jy offer. Maar nou gaan hierdie stamme noorde toe en hulle wil offers bring, maar waar's die twee stamme wat agtergebly het, is Juda en Levi. So kom ons noem dit, hulle het die trampkaart, hulle het die goue kaart gekry, want hulle het die priesters in hulle huis. En as jy 'n priester het, en jy het 'n koning, dan kan jy offer bring, want Juda is die koninklike stam, en Levi is die priesterlike stam. So hierdie ouens het hulle die goue middeweg gekry. Hulle het die stad, hulle bly agter in Jerobeam kom. Hy sê ek het nie meer deel aan hierdie huis van Dawid nie. En hy vat 10 stamme en hulle gaan na Dan toe, Dan in die noorde, en hulle gaan Bethel toe. En wat gaan doen hulle daar? Nou wil hulle offers bring. Maar waar is die Lewiete? Nee, ons het nie Lewiete nie. Okay, ek is 'n koning, ek gaan nou offers bring. Kan 'n koning 'n offer bring? Nee. Sou hulle dit probeer doen, uit sy koningskap verloor. So hierdie konings hierbo, almal van hulle, wat al hierdie noordelike stamme se konings, as julle gaan lees, hier van 1 Konings 12 af vorentoe, praat die hele woord elke keer, in the house of Israel, julle gaan dit lees, waar Elia die profeet, was 'n profeet vir die huis van Israel gewees. So al daai konings was korrup gewees, want hulle het afgode gebring. Kan jy vir God afgode bring as jy 'n koning is? Nee. So vir wie moes hulle dit bring? Vir Baal. En uit Baal uitkom word daar naderhand 'n koning gebore, sy naam is Agab, met wie trou hy? Met Jezebel. So sien julle daar kom mixed marriage wat inkom. En hierdie stamme hier is in idolatry, en in die jaar 722 voor die kruis gaan kom die Assyrians in en hulle voer al hierdie stamme weg, waartoe? Nineve. So as jy die storie van Jona ken, dan weet ons Jona kom ook in en hy stap in 'n stad in. Okay, nou wil ek iets neersit. Jona stap in die stad in en hy sê, wat sê hy? 40 days. Ja. En wat gebeur met daai? Die koning klim af, hy repent en die hele stad kom tot bekering. En hulle sê selfs in die laaste dag gaan die mense van Nineve teen die ongereddes op aarde kom getuig. Hy sê selfs hulle gaan getuig. Daai stad kom tot bekering, maar net 100 jaar daarna is hulle weer terug waar hulle was. Daai Assyrians. En hulle word so evil, hulle vat hierdie stam van hierdie 10 stamme en hulle bring hulle in Assyrië en hulle maak hulle slawe. Nou die oomblik as jy iemand 'n slaaf maak, die vinnigste om 'n persoon in jou kultuur in te kry, jy begin trou met daai mense. So they intermarry. En wat kom uit daai uit? Gentiles. Al hierdie stamme kom Gentiles uit. Want hulle gaan trou en wat word hulle gedoen? Hulle word dispersed in die wêreld in. Waar lê Ephraim vandag? Ephraim lê in Amerika, Manasseh lê in Europa en dit Reuben lê in Frankryk. So deel van hulle lê daar. Al daai stamme is versprei oor die wêreld. En Juda is in Babylon vir hoe lank? Ook ongehoorsaam. Net vir 70 jaar. Isaiah 45 en Cyrus kom en wat sê Daniel? Hulle gaan terug Jerusalem toe. Van Babylon af gaan hulle terug Jerusalem.
Alraai. sien julle die prentjie, nee? Ja. En wie is die ou boet in die huis vandag? Is Juda en Levi. Hulle maak gereed nou om die tempel te bou. Die Lewiete is in plek. Al die offer, alles. So uit dit gebeur die volgende. But he said, put away his wife and she shall go and become another man. He shall return to her. Shall not that the land greatly polluted, but you has played the harlot with many lovers. Yet return again to me, saith the Lord. Ek weet van niemand wat 'n vrou terugvat. Min mans vat 'n vrou terug wat gaan horeer het. Ja. Min mans vat 'n vrou terug. Maar sy liefde, wow. Maar sy liefde vir ons is so groot, hy vat ons terug. Hy vat ons terug. Kyk waar sit ons uit, nê. Hy het ons gaan versprei, nê. So die boek van Hosea verklaar hierdie hele ding. Hy sê even selfs in Hosea, hy sê, and God said, call unto her Ruhamah, and I will no more have mercy. Nou begin hy praat, ewe skielik, van the house of Israel. Nou, gaan dit nou vir julle sin maak, as julle begin lees the house of Israel and the house of Judah. Daar het 'n tyd gekom, wanneer Israel the house of Judah geword het. En the house of, en ook Israel het ook the house of Israel geword. Wat jy sien, dis wanneer hierdie huise gaan verdeel het. And in the 9th year of Hosea, the king of Assyria took Samaria and carried her away to Assyria and Allah in the rear of Gozan in the city of Medes. So weet julle dat die Samaritaanse vrou, the woman at the well, wat is die een ding wat sy vir Jesus gesê het, toe sy daar gesien het? Weet jy nie dat Abraham ons pa is nie? So uit Ephraim uit, het Samaritans, die Samaritan woman, ja. En waar het hulle gaan, wat het hulle gaan ontvang? Acts 2, die Heilige Gees het op hulle gekom. Maar een vrou was gehoorsaam in die stad gegaan. En hulle ken al hierdie kulture. Hulle ken alles, want dit is vir hulle gesê, hoe om offers te bring, alles te doen. Maar die Jode wou niks met hulle te doen gehad het nie. En as ek sê die Jode, the house of Judah. Alright. Nou, hierdie is belangrik. En hierdie kan julle verstaan. Hy sê in Deuteronomium 24, a former husband, onthou nou dat 'n divorce plaasgevind. Nou gebeur die volgende. A former husband which sent her away may not take her again to be his wife after she is defiled. For the abomination before the Lord, that you shall cause the land to sin which the Lord God have given you in your inheritance. Nou sê hy, dit wat die mense in Israel nie verstaan. God sê, hy gaan Israel en Juda terugvat, een verbond, maar as hy met jou geskei het, kan die volgende nie gebeur nie. Hy sê in Korintiërs, a wife is bound by the law, as long as her husband live. But if her husband be dead, she is liberty to marry whom she will. Sien julle dit daar? Okay. Nou, daar's een manier om weer te trou. Die husband, die man moet sterf. En kyk wat hier gebeur. So vader kom, hy stuur sy seun om te kom sterf, sodat I will surely assemble O Jacob, I will surely gather the remnant of Israel, and I will put them together as
the sheep of Bozrah, and the flock in the midst of a fold shall make noise by the multitude of men. Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together and appoint themselves one head, and they shall come out of the land. Great shall be the day in Jezreel. So Vader God sien hierdie hele prent en hy sê, and I will betroth you unto me. So ons is betrou. So ons is weggestuur en nog steeds in idolatry en oor die nasies en uit ons is gebore en hy kom in Hosea en hy sê I will betroth you unto me forever. I will betroth you into righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercies. So hierdie is so diep woord eintlik in 'n profetiese woord wat vir ons gegee is, dat sy genade en sy liefde is so groot, is dat hy sy seun moes stuur. Daar's net een manier hoe 'n hertroue kan plaasvind. Een manier. Ja, hy moes sterf. Vader God kom, hy stuur sy seun en hy moes kom sterf. En dis hoekom hy gesê het, dis hoekom hy sien die Fariseërs daar by die tempel, the Sadducees en hulle almal wat daar is. Hy sê vir hulle, ek het nie vir julle gekom nie, I only came for the lost tribe of the house of Israel. Hy sê ek het vir die Gentiles gekom. Want sy huwelikskontrak met Juda staan nog altyd. So dis hoekom Vader, dis wat nou gaan lees ons in Genesis 12 en ons gaan lees in Numbers 22. En baie sê, okay, maar hierdie wat sê wat God sê, I will bless them that bless thee and I will curse them that curse thee. Jy sien, jy kan vir 'n man sê wat jy wil, maar jy moet sy vrou uitlos. Dis, julle kan dit sê, julle manne. Jy kan eerder jy verstaan, jy kan vir 'n man sê wat jy wil, maar jy moenie vir iets van sy vrou sê nie. Ja. So wie's Vader God se vrou? Judah. Dis hoekom hy sê, I will bless them that bless Judah, and I will curse them that curse thee. En in Numbers 22 kom hy ook. Dan sê hy vir Balaam en Balak, hy sê, what the Lord has blessed, no one can curse. En dan kom hy en hy sê in Matthew 25, hy sê jy was naak, maar kom dit is hoekom ons moet nie na die nasie Israel kyk en sê maar kyk wat doen hulle in Gaza, kyk wat doen. Daai het niks met ons te doen nie. We are not a judge. We are only there to bless them and pray for the peace of Jerusalem. Ons is nie daar om uitsprake teen God se vrou te gee nie. As hulle iets verkeerd doen, jy gaan nie iets daaraan kan doen nie. You are not a judge. We only have to be faithful unto him and also to honor his wife and to bless her. Maak hierdie sin? So daar's baie wat sê, maar ja, Israel van vandag is nie Israel van deur. Ja. Dis nie ons plek. Dis nie my plek om te sê nie. Al wat ek weet, en ek gaan net terug na 'n ander plek toe. Die tempeldiens word gedoen. Jy kan nie ingaan in die tempeldiens doen as jy nie 'n Levite is nie. Okay, so 10-20 jaar terug het hulle begin bloedsampels vat van die Lewiete. Toe kom hulle agter van al die bloed in die wêreld verskil die Lewiete se kromosome met al die ander mense se kromosome. En dis onmoontlik. Bloedtoetse het dit bewys. So as jy nou 'n true Levite wil kyk en jy trek sy bloed, kan jy dit in sy kromosome sien. En hulle begin daai ouens se bloed trek en toets en hulle sê in bloed werk dit so, as jy een keer buite die orde trou, dan verander daai bloed.
So hulle moes faithful gebly het. Sedert die tyd van Aaron. In hoe hulle getrou het en hoe hulle omgegaan het. Daar was selfs in die tyd met die Holocaust, ek kan julle wys, is daar 'n sinagoge buite Tunesië op 'n eiland met die naam van Djerba. Dit was altyd goed om hierdie goed, net om julle hierdie goed te wys. Sien julle, daar staan Djerba, Tunesië, images. Alright. Ek wil julle nou iets interessant wys. Sien julle daai sinagoge? Daar's 'n eilandjie. Hier's 'n eilandjie in Djerba. Dis soos Patmos amper, soos Robben Eiland. Klein. Daai sinagoge is 2000, meer as 2000 jaar oud. So voor daai tyd het God 'n groep Lewiete afgesonder, om op 'n skei oorgegaan. Hulle is deur die Holocaust, hulle is deur al die oorlewings. En daai groep Jode en Lewiete is terug in Jerusalem. Uit hulle gesette paar van die laaste dag. En dis uit hulle uit wat hulle die bloed gaan trek het en samples. Julle kan meer daaroor gaan lees. So al wat ek weet, ons kan nie hierdie God met ons kop, ons kan dit nie met ons kop uit, ons kan nie, nee, sy planne is ligjare, sy planne is lankal ligjare voor die verleier, die serpent, in Lucifer, lank, hy het die plan gemaak, hy het sy seun gestuur, sy seun het kom sterf, en hy het die marriage covenant, so ons wels wat ons het, as jy hom aanneem as saligmaker en verlosser, wedergeboorte, bring jou terug op 'n plek van, I betroth you to me. Dan is jy betroud. En dan, weet julle, in 'n true Jewish wedding, is daar gifts, geskenke wat uitgedeel word. So die gifts wat ons ontvang het, is die gawes van die Heilige Gees. Dis, in Sotho praat hulle van Lebolla. So ons het ons Lebolla gekry. As hierdie voel, maar okay, ek het 'n deel ontvang, hierdie is moeilik, kan ek dit net weer. Dis baie wat ek gesê het, maar die groot prentjie is, jy is nie toevallig hier nie. Amen. Het ek vir julle daai laaste een gelees, ek wil hom met, kom ons lees Romans 11:25. Julle moet, ek gaan vir julle 3 goed van Romans sê. Romans, for I would not, brethren, that you should be ignorant for this. Wat sê hulle is hierdie? Hoekom versukkel ons om dit te verstaan? Because this is not normal stuff. This is a mystery. Mystery. Lest you should be wise on your own conceit. That blindness in part is happened to Israel. Nou daai Israel is nie die huis of Israel, dit is eintlik die huis of Judah. Until the fullness of the Goyim, sien julle daar, of the Gen, until the fullness of the, so die huis van Juda is in verblindheid. Nou my vraag is, kan ons hulle veroordeel? Kan ons hulle veroordeel? Ja, maar hulle het nie Jesus ontvang nie, hulle gaan hel toe, hulle gaan hiernatoe. God het hulle dan verblind. Hy het 'n covenant met hulle. Hulle is getroud met hom. Hulle moet leef volgens sy covenant. Ek en jy is net daar om te, ons is ingeroet, ingegraafd. Ons kan nie vir die roet kom vertel hierso, ja, maak so en so nie. En hulle is verblind sodat hulle is verblind sodat ons kan inkom. Laat die jonger broer kan terugkom. Ezekiel sit die uitpraat duidelik van the house of Israel and the bones. Daai bones wat julle, die dry bones, het julle dit gelees? Die dry bones is partially. Ek sê hy die vervulling van die dry bones
is partially. Ons lees dit en sê 1948 dry bones. Dit is in die fisiese, but in the spirit, it's partially fulfilled. Want ons is die huis van Israel, wat die dry bones is, wat moet opstaan, wat moet teruggaan en hom gaan ontstaan. Amen. Amen. Wanneer gaan ons? Ons is op pad. Ons is op pad, die dinge gebeur. So, die laaste ding, hoekom ek hierdie goed sê, is ons moet verstaan die tyd wat ons leef. Ek sê Dani Botha is 99% reg, 1% verkeerd, hy het 'n datum daar gesit. Maar een ding wat ek weet, wat hy moes, as hy nou regtig akkuraat wou gewees het, moes hy gesê, daar gaan 'n covenant, 'n vredesverdrag besig om nou gesluit te word. So daai covenant is Daniel 9:27. Dis wat nou gebeur het. Nou, wanneer is Daniel geskryf? Hoe lank lees ons al van die covenant? Dit moet nog geteken word. As die covenant geteken is, dan kan die tempel gebou word. 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. 1 week is 7 jaar. So ons is in daai proses besig met Gaza, want onthou, die Palestiniërs, hulle wil in Jerusalem wees. Hulle wil by hulle mosk wees. Die Jode wil by hulle tempel wees. So almal wil op die berg wees. En die tempel, so die verdrag kan kom en sê, okay, ons gaan hulle toelaat hierso, maar aan die ander kant, ons gee hulle vredesvereenkoms, maar die ander ding, hulle moet ons toelaat op die mosk te kom, dat ons ook ons tempel kan bou. Amen. Right, my groep is nou hierso. Ons sluit net af. Vader, baie dankie. Heilige Gees, ek weet dat U is 'n waarmaker van die woord, en dat hierdie saad wat U vanoggend gesaai het, Heilige Gees, dat dit nie verganklik nie, maar onverganklike saad is. En laat Heilige Gees, laat U die harte nat maak, laat U die woord ontvang, en laat soos wat hulle die woord ontvang, dat dit verder sal oopbreek, wat oopgebreek moet word. En ons loof en ons prys U in die naam van Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you. Amen. Okay, ek gaan nie elke week so, maar hierdie is This is it.